Miljoene word bewillig vir die herstel van infrastruktuur na oorstromings en renosterstropery het verlede jaar afgeneem. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmarie Eysel. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het nagenoeg 1 miljard rand bewillig om infrastruktuur te herstel weens natuurrampe wat verlede jaar plaasgevind het. Limpopo ontvang 407 miljoen rand, gevolg deur KwaZulu-Natal met 398 miljoen rand. Mpumalanga en die Noordwes-provinsie gaan onderskeidelik 90 miljoen rand en 65 miljoen rand ontvang. Die fondse wat na verwagting teen Junie van jaar aangewend moet word, is streng geoormerk vir projekte wat deur die Nasionale Rampbestuursentrum goedgekeur is. Daarbenewens is 661 miljoen rand aan 6 provinsies toegeken vir noodsaaklike dienste, soos gesondheidsorg, onderwys en padonderhoud. Die ingryping volg op verlede jaar se ontwrigtende vloede, wat groot skade aan klinieke en paaie aangerig het. Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan het vandag in persoon voor die parlementêre ad hoc komitee verskyn, wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. O'Sullivan het ontken dat hy 'n buitelandse spioen is. Hy het gesê dat sy lojaliteit aan Suid-Afrika onwankelbaar is, ten spyte daarvan dat hy burgerskap in 3 lande het. O'Sullivan reageer op beweringe dat hy by sake van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat ingemeng en glo senior polisiebeamptes geteken het. Malaria-gevalle in Mpumalanga is besig om af te neem na onlangse styging weens swaar oorstromings. Volgens die Departement van Gesondheid is slegs 24 nuwe gevalle in die eerste week van Februarie aangemeld, wat 'n beduidende afname vergeleke met die 332 gevalle in Januarie is. Kenners waarsku dat stilstaande water na vloede die ideale broeiplek vir muskiete skep. Die departement beplan nou 'n dringende bewusmakingsveldtog om gemeenskappe oor malaria in te lig, aangesien inenting tans nie deel van die nasionale voorkomingsstrategie uitmaak nie. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, Willie Oukamp, het aangekondig dat renosterstropery in Suid-Afrika in 2025 met 16% afgeneem het in vergelyking met 2024. Van die 352 gestroopte renosters is 266 op staatsgrond en 86 op private plase of reservate geskiet. Mpumalanga het die meeste stropings, genaamd 178 aangemeld, veral in die nasionale kreurwiltuin. Daarteenoor het stropery in die Gluglui-Imfolozi Park in KwaZulu-Natal van 198 in 2024 tot 63 in 2025 afgeneem. Oukamp beklemtoon dat die afname te danke is aan 'n kombinasie van strategieë en samewerking tussen die nasionale vervolgingsgesag en die polisie se spesialiseenhede soos die groen skerpioene. Die Suid-Afrikaanse regering oorweeg sterker aanlyn veiligheidsmaatreëls vir kinders na mate lande wêreldwyd maatreëls tref om minderjariges se toegang tot sosiale media te beperk. Die minister van Kommunikasie, Solly Malatsi, sê die regering wil die regte balans vind en waarsku teen vinnige verbode maatreëls wat moeilik afdwingbaar is. Hy het verwys na probleme soos aanlyn boelie, onvanpaste inhoud en aanlyn seksuele voorbereiding en beklemtoon die noodsaaklikheid van ouderdomsverifikasie en voldoende beskermingsmeganismes. Die regering is tans versigtig om 'n volledige verbod in te stel, maar wêreldwye druk neem toe om kinders aanlyn meer doeltreffend te beskerm. En dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse visuele nuusbulletin hier by Pretoria FM. Die nuus is met trots geborg
deur Bergvallei Aftreeoord. Ons maak môre aand weer so.